In die nuus. 1. Die hel van 'n meisie wat valslik geïdentifiseer is as Jocelyn Smith. 2. Die ANC soek nou burgemeesters buite die party. 3. ANC hoe ontvoer glo 'n kind. Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is donderdag 21 Mei 2026 en hier volg die nuus. In Elsies rivier in Kaapstad beleef 'n gesin 'n nagmerrie nadat Shanika Jacobs, 'n 9-jarige meisie, op sosiale media valslik geïdentifiseer is as die vermiste Jocelyn Smith wat in Februarie 2024 verdwyn het. Speurders het Dinsdag by die gesin se huis in Avonwood opgedaag om DNS-monsters te neem, ten spyte daarvan dat die ma, Shanaan Jacobs, die kind se geboortesertifikaat kan voorlê. Die jong meisie is nou te bang om alleen buite te loop weens die tuistering en dreigemente wat die gesin in die gesig staar. Die African National Congress het weer 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om kandidaate vir burgemeestersposte te nomineer. Volgens die party se woordvoerder, Mahlengi Bengu, kan enige Suid-Afrikaner, selfs nie lede, hulself of ander nomineer deur die party se amptelike portaal. Hierdie proses is deel van 6 kanale wat die party gebruik om kandidaate te identifiseer, wat ook insette van alliansievennote en die party se strukture insluit. Die Oos-Kaapse regering het varkeienaars in Nelson Mandela Bay gemaan om hul diere in hokke aan te hou na die uitbreek van Afrika varkpes in die Groegroe informele nedersetting in Sherwood. Die munisipale direkteur vir omgewingsgesondheid, Patrick Nodwele, het bevestig dat die siekte uiters aansteeklik is vir varke, maar beklemtoon dat dit nie na mense oorgedra kan word nie. Inwoners word nietemin sterk aangeraai om nie vleis van dooie of besmette varke te eet nie. In Johannesburg het burgemeester Dada Moreru Woensdag tydens sy stadsrede by die St. Mary Kathedraal in Braamfontein gewaarsku dat die metro met 'n infrastruktuuragterstand van meer as 220 miljard rand sit. Die stad verloor tans meer as 44% van sy water, terwyl Eskom boonop dreig om die krag af te skakel weens onbetaalde skuld. Moreru het erken dat die metro 'n gebroke stad geërf het, maar sê daar word gewerk om die krisisse aan te pak. 'n 37-jarige man is Woensdag 20 Mei op die N4 naby Kaapmuiden in Mpumalanga in hegtenis geneem, nadat die polisie op 'n groot besending dagga afgekom het. Volgens kaptein Mpho Nonyane Mpe het beamptes 41 sakke dagga met 'n totale gewig van ongeveer 502,6 kg in 'n bruin Toyota Hilux gevind. Die dwelms het 'n beraamde straatwaarde van meer as 3 miljoen rand en die verdagte sal na verwagting vandag 21 Mei in die Barberton Landdroshof verskyn. 'n Skokkende geval van vigilantisme het in Mfuleni, Kaapstad afgespeel, waar 'n 18-jarige seun deur die gemeenskap doodgeslaan en in 'n dam gegooi is. Die seun is na bewering aangeval omdat hy 'n hoenderpoot ter waarde van R1 geëet het sonder om daarvoor te betaal. Die polisie en die gemeenskapspolisieeringsforum ondersoek die moord, maar niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. In die parlement het opposisiepartye die werkloosheidsversekeringsfonds as 'n mislukte entiteit bestempel weens die lang vertragings met uitbetalings aan kwesbare burgers. Wouter Wessels van die Vryheidsfront Plus en Desiree van der Walt van die Demokratiese Alliansie het uitgewys dat miljarde rande in staatsfondse ophoop, terwyl swanger vroue en werklooses maande lank wag. Minister van Werkskepping en Arbeid, Nomakosazana Met, het intussen gewaarsku dat die werkloosheidskoers in die eerste kwartaal weer tot 32,7% gestyg het. Die polisie in die Vrystaat het die name bekend gemaak van die 4 slagoffers wat verlede week buite Tweeling in die Oos-Vrystaat vermoor is. Die oorledenes is Lekiba Liketu, Rebone Muketsi, Pule Latela en Tsepang Cecilia Letsoa, wat almal van Lesotho afkomstig was.
Hulle is in 'n Honda Fit deur aanvallers in 2 ander voertuie van die pad gedwing en doodgeskiet, terwyl een passasier die aanval oorleef het en in die hospitaal behandel word. Inwoners van De Aar en Springbok het Dinsdag betoog weens erge watertekorte wat hul daaglikse lewens ontwrig. AfriForum het hulp aan die Mtanyeni munisipaliteit in De Aar aangebied, aangesien slegs enkele van die 40 boorgate in werking is. In Springbok kla die Namakwa munisipaliteit oor die gebrek aan reaksie van Vaal Sentraal Water en sê dat 21 dorpe met slegs 3 watertankwaans bedien moet word. Nomoya Mnisi, 'n lid van die burgemeesterskomitee in die Johannesburg Metro, is glo betrokke by 'n voorval waar 'n 16-jarige seun aangerand en ontvoer is. Die seun is na bewering verlede Vrydag in Doringkop aangehou en met 'n vuurwapen gedreig voordat hy vrygelaat is. Internasionale nuus. Die tegnologiereus Meta het begin met 'n massiewe proses om 8000 werknemers te laat gaan, wat ongeveer 10% van sy globale werksmag verteenwoordig. Die afleggings het Woensdag om 4:00 die oggend plaaslike tyd begin en sal in 3 golwe geskied. Werknemers in die Verenigde State sal 16 weke se skeiingspakket ontvang, plus 2 addisionele weke vir elke jaar van diens. Die maatskappy beplan ook om 6000 vakante poste te kanselleer en 7000 werknemers na kunsmatige intelligensie verwante rolle te skuif. In internasionale diplomatieke nuus het die president van die Verenigde State, Donald Trump, bevestig dat hy met die president van Taiwan, Lai Ching-te, gaan gesels. Dit is 'n ongekende stap vir 'n Amerikaanse leier, aangesien Washington en Taiwan nie sedert 1979 direkte diplomatieke kommunikasie op daardie vlak gehad het nie. Beijing beskou Taiwan as sy eie grondgebied en enige direkte gesprek kan die brose verhouding tussen die Verenigde State en China verder vertroebel. Trump het egter aangedui dat hy met almal praat en dat hy die Taiwan-probleem wil aanpak. Die Verenigde State het ook Woensdag die 94-jarige oud-president van Cuba, Raúl Castro, strafregtelik aangekla. Die Departement van Justisie beskuldig hom van moord, sameswering om Amerikaners dood te maak en die vernietiging van 2 burgerlike vliegtuie in 1996. Die waarnemende minister van Justisie, Todd Blanche, het gesê hulle verwag dat Castro homself sal oorgee om tronk toe te gaan. Die Kubaanse president, Miguel Díaz-Canel, het die aanklagte verwerp en bestempel dit as 'n voorwendsel vir potensiële militêre aggressie. In die Karibiese See bly die Amerikaanse militêre veldtog teen vermeende narkoterreur voortduur, met 2 sterftes wat maandag aangemeld is toe 'n boot opgeblaas is. Sedert September is minstens 188 mense dood in die regering van president Donald Trump se veldtog om dwelmsmokkelskepe in Latyns-Amerikaanse waters te vernietig. Die Pentagon kon egter tot dusver geen bewyse lewer dat die bote werklik dwelms vervoer het nie. Regskenners waarsku dat hierdie aanvalle moontlik internasionale reg oortree deurdat dit op burgers gerig is sonder behoorlike regsprosesse. Intussen het die Chinese president Xi Jinping en die Russiese president Vladimir Putin Woensdag in Beijing vergader om hulle onwrikbare bande te vier. Die 2 leiers het 'n verdrag van vriendskaplike samewerking verleng en klem gelê op die politieke vertroue tussen hulle lande. Xi het gewaarsku teen hegemoniese teenstrominge en beklemtoon dat China en Rusland moet saamwerk om 'n regverdiger wêreldorde te bevorder. Putin het bygevoeg dat hul verhouding 'n ongekende hoë vlak bereik het, ondanks ongunstige eksterne faktore. Sierra Leone het Woensdag 'n eerste groep migrante ontvang wat uit die Verenigde State gedeporteer is. Ingevolge 'n ooreenkoms sal die Wes-Afrikaanse land jaarliks tot 300 gedeporteerdes opneem, waarvoor Amerika $1,5 miljoen aan operasionele koste sal betaal. Die minister van buitelandse sake van Sierra Leone, Timothy Musakaba, het bevestig dat die migrante die reg het om 90 dae in die land te bly.
Human Rights Watch kritiseer hierdie ooreenkomste en voer aan dat dit internasionale reg oortree. Ten slotte is daar 'n groeiende aanlyn teorie wat beweer dat antieke monumente in Egipte, Mexiko en Kambodja ontwerp is om sterrepatrone soos Orion se gordel na te boots. Volgens hierdie teorieë sou die belyning ooreenstem met die posisie van die sterre in die jaar 10.500 voor Christus. Wetenskaplikes en argeoloë wys egter daarop dat daar geen wetenskaplike bewyse vir hierdie globale koneksie is nie. Deskundiges waarsku dat sulke teorieë dikwels feite ignoreer om 'n sensasionele narratief te ondersteun. Dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus. Onthou dat daar môre, Vrydag, nie 'n uitsending van Stroom op sal wees nie, omdat ek in Bronkhorstspruit is vir Louis Liebenberg se saak.